weet ek hoe so vinnig op my afgestap, ek dacht ek het iets vergeet, maar ek het dan nog nie eens begin nie. Ons Vader wat in die hemel woont, geheilig sy U naam. Laat U reën kom, U wil geskied in die hemel so ook op aarde. Gee ons vandag ons daagse brood en vergeef ons al ons skulde, net soos ons ook vergewe die wat teen ons sonde. Laat ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en ook die sterkte en die Heer. Ons Vader wat in die hemel woont, geheilig sy U naam. Laat U reën kom, U wil geskied in die hemel so ook op aarde. Gee ons vandag ons daagse brood en vergeef ons al ons skulde, net soos ons ook vergewe die wat teen ons sonde. Laat ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en ook die sterkte en die Heer. Laat ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die Heer. Verewig en ewig. Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanoggend rondom die woord van die Here en ook by die tafel van die Here. As hier besoekers is vanoggend wat in hulle eie gemeente die vrymoedigheid het om by die tafel aan te sit, dan wil ons vir u uitnooi om ook by die tafel van die Here te kom aansit. Daar is niks met die afkondigings was uitgestuur op die WhatsApp, was op die bord nou gewees, daar is niks dat ek wil bekend doen nie. Miskien net hier sê dat wanneer jy die afkondigings gekry het op die WhatsApp, het ons ook van nou af, wanneer ons die nuusbrief uitgee, sal dit ook op die WhatsApp wees, sodat jy dit kan lees. Ons wil die volgende persone van harte gelukwees met hulle verjaarsdag, voordat die Here ook in die nuwe lewensjaar vir julle sal lei. Marita Jacobs, John Scott en Michelle Nieuw. Dankie Kabouter.
Ons gaan in die Here prys, sy naam loof met ons lofprysing. Ons toetrede nie daarna as die 2-1-2, loof die Here, hy is goed, loof sy heilige naam. En daarna gaan ons bly staan met die foto met die seëngroet, en dan ons lofsang is die 280 vers 1 en vers 2. Hallelujah.
see my God, Lord for God comes through the light. Lay on the wall. Met my sinne van stof wil ek voor U kom sit. Met vandag se leef en môre se dood. Met my regheid en skeef, met my honger en brood. So sal ek kom, as ek kom om te juig. Dankbaar en dom sal ek nederig kom buig. Amen. Mag daar vir julle vrede en genade en oorvloed wees deur julle kennis van God, ons Vader. Oh,
3 en dan kan ons maar gaan sit, ons gaan ons geloofbelijdenis doen by die nagmaal. Die Here het vir ons sy wet so mooi saamgevat, paar plekke in die woord. Ons lees gewoonlik Matteus 22, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Teken van dankbaarheid, dat die Here ons gebed het, kom ons sy wet uit dankbaarheid na. En moet ons vanoggend ook kom en bely, dat ons weet, dat ons nalaat om die beeld van Christus in die wêreld uit te leef. Ja, dat ons soms liefdeloos teenoor God is, en liefdeloos is teenoor ander mense. Kom ons bly net so sit vanoggend en dan bely ons ook hierdie skuld van ons met die sing van lied 250 Gods wet van waar enkel liefde.
van Psalm 116. Maar voordat ons die woord van die Here lees, kom ons bid eers saam. Ons het die geneigtheid om die nagmaal en die verkondiging van die woord as twee aparte gebeure te sien. Maar eintlik kan daar nooit nagmaal wees sonder die verkondiging nie. Daarom as ek nou die gebed doen voor die skriflesing, dan wil ek graag vanoggend die gebed bid wat Calvin, een van die groot kerkvormers, kerkvaders gebid het in die nagmaal. Kom ons by die woorde dan bid ons saam. Ons God en Vader, deur die vaderlike liefde nooi U ons vandag om die tekens van U versoening met ons te ontvang. Ook die Seun Jesus wat vir ons gesterf het, nooi almal wat moeg en oorlaai is. Ons weet daarom, en U sal beslis nie die dienaar wat om genade smeek en verlossing soek in die lewe en dood van Jesus Christus wegwys nie. Here, en daarom reik ek vandag uit na U, vul my opnuut met U Heilige Gees. Gee dat ek na hierdie tafel sal kom met nederige ootmoed en met 'n begeerte om genade te ontvang. Gee dat wanneer ek vandag hierdie sigbare tekens ontvang, ek die geloof, die gebroke liggaam van Jesus Christus en sy bloed wat ons spoed vir die ewige lewe sal ontvang. Amen. Psalm 116 vers 1. Ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Bande van die dood het my ontsluit, doodsangs het my aangegryp. Ek het benoud en bekommerd geword, toe het ek die naam van die Here aangeroep. Here, red my tog. Die Here is genadig en regverdig, ons God ontferm hom oor ons. Ons lees net tot sover. So in die begin van die jaar, kyk 'n mens nou na die kerk aan die dag. Sien nou, die dag is nagmaal. En dit is my voorreg om die nagmaal te bedien vanoggend. En dit ek nou begin dink oor wat sal ek nou met die eerste nagmaal van die jaar sê. Dit ek gedink ek gaan myself baie ongewild maak. Die elkeen wat vanoggend hier sit, 'n potlood en 'n papier gee en sê, my nog steeds nog verder ongewild maak, so sê, wat soek jy? Wat maak jy vanoggend hier? Nou kyk, ons het hier naartoe gekom, ek dink 100% van die mense wat hier sit sal saamstem. Ons het vanoggend hier naartoe gekom om na die woord van die Here te kom luister. En miskien is daar van u wat ook die al die nag gelees het en gesien het, dit is nagmaal, wat in die week die aankondigings gekry het, gesien dis nagmaal, en dis duidelik as ons hier voorkyk, dat dit vandag nagmaal is. Dit dink ek, maar ek sal my daarom nou nie self so ongewild maak om weer dit te doen nie. Kom ek volg 'n ander pad. As jy nou vanoggend iemand hier in die straat verby stap en die stap nou net so hier in. Iemand wat niks van die kerk weet nie, iemand wat niks van nagmaal af weet nie, stap hier by die deur in. En hier sien hy op sy, ons sit met ons sprenkeltjie brood en ons vingerhoed vol wyn of druiwesap. En dan gaan iemand wat daarom ook nie wonder, wat gaan hier aan? Hy of sy gaan dit glad nie verstaan nie. Dan nog kom die instellingswoorde ook. Selfs in die ou tyd, toe die nagmaal ingestel is, as lees daar van in Korintiërs 1 Korintiërs 11, selfs in daardie tyd, was daar mense wat dit nie verstaan het nie. Want hulle luister na die instellingswoorde, wat in 1 Korintiërs 11 staan geskryf, die brood wat ons eet is die liggaam van Christus, en die wyn is sy bloed wat ons vergiet. Nou kan jy dink wat se gerugte begin die rondvlieg
want hulle eet Christus se liggaam en hulle drink sy bloed. En hulle hou vir hulle besig met allerlei duistere rituele. Dink dis baie mense die nagmaal sien dat daar buite is. Dalk is dit nou nie heeltemal so erg as wat dit in Korintiërs se tyd was nie, maar dit is toch ook so dat in ons tyd mense vra het oor die nagmaal. En daar het ek gedink om hier in die begin van die jaar weer die vraag te vra, wat beteken die nagmaal regtig? Wat beteken hierdie tekens wat ons gaan gebruik? En wat is hierdie ritueel? En ons almal bely dat hierdie ritueel van die nagmaal is deur Christus self ingestel. En dan miskien die volgende belangrike vraag is, wat beteken die nagmaal vir jou wat volgende lees? Nou wil ek dit ook daarom sê, ons het hier en daar al gepraat oor die opname wat ons gedoen het hier in die kerk, National Church Life Survey, waar ons baie vrae gevra het. Dit kan ek volgens sê dat in hierdie gemeente is een van die belangrikste dinge op die kerklike kalender is die nagmaal. So dit is waar, die nagmaal is belangrik vir ons almal. Want het is net dat ons dink in ons tyd so 'n bietjie anders as in die verlede oor die nagmaal. Dit is nie te veel jong mense vanoggend nie, maar ons nog kinders was nogal 'n baie groot ding. Daarom praat die Heidelbergse katekismes praat van die heilige nagmaal. Heilig beteken een kant gesit vir God. En dit is met groot eerbied gevier. Dat is 'n hele naweekse ding. Baie van die klein dorpies hier rondom ons het nog naweekhuise, waar die boere van die plaas af inkom Vrydag, sodat die Saterdagmiddag daar kan wees vir die voorbereidingsdiens. Waar gaan 'n bietjie verander as die voorbereidingsdiens die Sondag voor die nagmaal gaan. Nou was daar nog 'n Sondagoggend die vroeë bidtuur wat almal 6 uur bygewoon het. Die nagmaal self was weet nie hoe moet ek dit stel nie, maar het was 'n swaar, nie reg wat ek sê swaarmoedig nie, maar daar was so 'n soort van 'n mense het dit dis vir mense nou, maar ek dink julle weet wat ek probeer sê, is dat die nagmaal is deur die mense as heilig beskou. Tot so mate dat as ek nou, soos wat ek nou vanoggend probeer het om die nagmaal te bedien, sou ek met die deur uitgestuur het. Nie net 'n baadjie nie, maar ons ook verwag dat jy jou toga sal dra. So die nagmaal was 'n gewyde nagmaal, gewyde gebeurtenis wat gebeur het. Vandag is dit nie meer so, sal sê dit is nog gewyd, dit is nie meer so swaarmoedig nie. Ons het nie meer die voorbereidingsdiens, en natuurlik op Sondagmiddag was daar nou nog die nabetragtingsdiens na die nagmaal. Maar nou bly die vraag ontstaan, beteken dit nou nie dat die nagmaal se betekenis bietjie vervaag het nie? En dat dit in die tyd waarin ons leef nie meer so belangrike ding is nie, dat nie meer die punt tel wat het in die ou dae getel het nie. En dan kom ek vanoggend en ek wil praat oor die nagmaal en die betekenis van die nagmaal, en ek lees uit die Ou Testament, nogal uit die Psalms. Gelukkig kan ek nou vanoggend ook sê dat Psalm 116 is beskou, en was beskou in die kerk as 'n nagmaalspsalm. Gereeld gelees by nagmaalsdienste. Ek dink as jy mooi geluister het, veral na vers 5, sou jy ook sou ek gesê hoekom dit nie so moeilik is om te sien dat dit 'n nagmaalspsalm is nie. En dan begin Psalm 116 met wat ek kan sê niks anders is as 'n aangrypende,
liefdesverklaring. Paar van ons wat in die week by mekaar was, by die week van gebed, het gesê, dit is waar gebed begin, is 'n liefdesverklaring vir God. Is om God se teenwoordigheid in jou lewe te ervaar, en daarna om terug te gaan, en van hom dinge te vraag. Dink die psalmdigter hier in Psalm 116 sê dan, iets wat ons vandag nie so maklik op die lippe neem. Want hy begin hierdie psalm met die woorde, ek het die Here lief. En al sing ons hierdie woorde met huiwering sê, is dit juist waaroor dit gaan vanoggend. Dis die kern van dit wat vanoggend hier gebeur. Oorweldig deur vreugde en dankbaarheid, net om by die Here te mag wees, kom hierdie psalmdigter en sê, ek het die Here lief. Net so miskien verder gaan vra, maar hoekom was hierdie psalmdigter dan so oorweldig? Wat het gebeur dat hy met hierdie uitspraak gekom het? Dan kry ons die antwoord in vers 5 van dit wat hy skryf hier in Psalm 116. 3 dinge wat hy van die Here bely. Hy sê in die eerste plek, die Here is genadig. Ek koos het nou nie voor die tyd mekaar gepraat nie, maar een van ons voorsangliedere was juist genade onbeskryflik groot. Dis wat hierdie psalmdigter ook sê. Dis wat ons kry by die Here. En dan die tweede ding is, miskien weet ek net nie verduidelik wat is genade. Genade is iets wat ontvang met die glad te verdien. Veral wanneer sê 'n groter, belangriker mens aan 'n minder belangrike een gee dit wat hy verdien nie. Dit is genade. En dan sê die psalmdigter, die Here is regverdig. Nou normaalweg wanneer ons oor die regverdiging van die Here praat, dan gaan dit juist oor ons sonde. Die Here is regverdig om te oordeel oor ons sonde. Maar as die psalmdigter hier in Psalm 116 skryf en hy sê die Here is regverdig, dan gaan dit juist daaroor dat hy die God is wat sy beloftes nakom. Ons kan met die woord van die Here gaan lees, daar is ontsettend baie beloftes in sy woord, en hy bly getrou aan die beloftes. Dink die meeste van ons wat vanoggend hier sit, is verbondskinders, wat gedoop is, want die doop beteken van die doop op die voorkop dra. Mense vir wie die Here gesê, ek wil vir jou 'n God wees. En Here kom hierdie belofte van hom na. Dit beteken, dit is ook om sê, hy is regverdig. Ten spyte van die feit dat ons homself so dikwels teleerstel. En dan die derde ding wat die psalmdigter bely oor God is dat hy is die groot barmhartige. Hy sien ons nood, ons swaar kry en vraag, en dan ontferm hy hom oor ons. Dit is wie God is. Dit is hoekom hierdie psalmdigter kan sê, Here, ek het U lief. Wat beteken dit nou vir ons vandag? As ons nou luister na dit in die psalmdigter vir ons sê, ek dink daarvan as 'n bietjie daaroor nadink, dan kan ons verstaan dat hierdie 'n nagmaalspsalm is. Want dit is presies die storie wat hierdie tekens van die nagmaal ook vandag, wat nie sê storie nie, dit is nie 'n storie nie. Die verhaal wat die nagmaalstekens ook vandag vir ons wil kom sê. Dit praat ook, hierdie tekens praat ook van God se eindelose genade. Dit praat van sy getrouheid, praat van God se barmhartige sorg vir ons. Ons sou nou hier gewoon ophou. En dink mense moet ook die volgende vraag, wat is ons reaksie hierop? Die psalm
praat nie net oor God en oor hoe wonderlik God is nie. Hy praat ook vanoggend oor ons. Maar luister na dit wat anders, wat ons vanoggend hoor, die Here is genadig, regverdig en barmhartig. Hoe raak dit ons? Hoe antwoord ons daarop? Wat maak ons? Want as dit waar is van God, wat is ons reaksie daarop? Psalmdigter, Psalm 116 geskryf het, as hy nadink oor alles wat met hom gebeur het, dan breek die dankbaarheid soos 'n brander oor hom. Hy word so oorweldig daardeur, sprakeloos gelaat, deur soveel genade, soveel trou, soveel barmhartigheid wat hy ervaar het, en dat hy nog steeds elke dag ervaar, dat hy eenvoudig in verwondering uitroep, hoe sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Wat maak jy as die Here so goed is vir jou? Wat is die gepaste reaksie op soveel liefde? Sien broer en suster, ons is besig, ons is geneig in die tyd waarin ons leef, so te konsentreer op die negatiewe, so te konsentreer op al die verkeerde dinge en die slegte dinge wat met ons gebeur, dat ons net raak sien al die goeie dinge wat die Here vir ons doen. Ek dink dit is ook wat hierdie psalmdigter vanoggend vir ons wil sê, dat ons ook God se goeie dade, God se genade en sy regverdigheid en sy barmhartigheid in ons eie lewe moet raak sien. Dit is die vraag wat vanoggend hier in die lig by hou. Hier waar ons vanoggend sit en ons kyk na die tekens hier voor ons op tafel. Hoe kan ons antwoord op God se liefde? Hoe kan ek die Here vergoed vir al sy goeie dade, al die goeie wat hy aan my gedoen het? En dan antwoord die psalmdigter vir ons die vraag, ek het die Here lief. En dis twee verhaaltjies vertel. Een is dink ek 'n baie bekende verhaal van 'n satanis wat by 'n kerk of by 'n Christelike byeenkoms gegaan het om sy verhaal te gaan vertel. Oor wat dit beteken om 'n satanis te wees. Toe ek loop by die deur, toe een van die susters na hom toe geloop en hom 'n stywe druk gegee. En dit het totaal die wind uit sy seile uitgevat. Want hierdie satanis het in sy hele lewe lang nog nooit soveel liefde ervaar nie. En daar is geen manier waarop hy dit maar net kon agterlaat en ignoreer nie. En dit het gemaak dat hy begin soek het na die bron van soveel onvoorwaardelike liefde. En so het hy toe ook tot bekering gekom. Ander verhaal is net 'n soortgelyke verhaal. Dis 'n Sweed wat hier in die land getoer het, om gekry altyd met die gevangenes te kom praat. Hy was die leier van 'n dwelmbende in Swede. Sy eie woorde soos hy vertel het, hy met Rolls-Royce rondgery, net aan die beste. En dat het in sy lewe gebeur, wat gemaak het dat hy tot bekering kom. Hy en sy 'n bende, hulle praat van 'n coven of 'n ding waar hulle by mekaar kom gesit, en een van die ander bendes het gekom en van 'n punt af begin om die mense met hamers dood te slaan. En tot by hom gekom te gestop. Maar op een of ander manier het hy toe ook nog maar 'n besering opgedoen en hy is hospitaal toe. En na die hospitaal kom, het een van die jong verpleegsters na hom toe gekom, voor gevra, hoe gaan dit, en onmiddellik was hy oors. Ek hierdie belangrike bendeleier. Waar kry sy die reg, hierdie jong meisie, om my te vra, hoe gaan dit met my? Net daar uitgeskel. Dan sy elke dag teruggekom, en vir hom vra, hoe gaan dit, en om my liefde
gaan eer in die hospitaal. Tot op so 'n stadium wat hy gekom het en sê, maar dit is nie normaal nie. Hy moet gaan uitvind waar kom dit vandaan. En ek dink die res kan hy self maar voltooi. En uitgevind dat sy 'n Christen is, en hy wil dit ook word, en hy het sy wendebedrywighede, alles prys, gee die Rolls-Royce en alles, om 'n Christen te word, en hy die land gedeurreis, om vir ander mense te vertel van Christus. Jy sien, broeder en suster, niemand is bestand deur liefde nie. Nie ons nie, nie ek nie, nie jy nie. En wanneer ek en jy hierdie tekens in ons mond neem vanoggend en dit proe en dit registreer wat dit beteken, dan kom hier die stamelende reaksie ook vanoggend uit ons mond uit. Ek het die Here baie lief. Petrus, hy het geskryf en gesê, Here, U weet alles. U ken my foute, al my ontrou, al my skandalige gebrek en toewyding. U weet alles, maar U weet ook wat ek nie weet. En allemaal die gedeelte waar het uitkom wat die Here Petrus gesê, laat my skape wei. Om Petrus sê, Here, ten spyte van al die verkeerde dinge, het ek U lief. Jy is soveel te meer, omdat U my eerste lief gehad het. God het ons eerste lief gehad. Daarom kom ons vanoggend en ons kom sit hier aan by die tafel, by die nagmaalstafel. Maar die nagmaalstafel is ook 'n plek van toewyding. Nagmaalstafel is 'n plek waar ons herinner word aan die Here se liefde vir my. Aan die Here se liefde vra ook 'n antwoord van my. Die Here vra dat ons opnuut weer aan hom sal verbind. Afsluit met die woord in die nagmaal is 'n liefdesverklaring. Saam met die psalmdigter vanoggend te sê, ek het die Here lief. Amen. Ons gaan nou voortgaan om die nagmaal te geniet. Ek gaan eers die formulier lees, dan gaan ons almal opstaan en die geloofsbelijdenis doen, en dan gaan ons lied 519 sing, terwyl die deelnemers hulle plekke. En dan gaan ons daarna die nagmaal gebruik. Jesus Christus, ek het dit mos nou gesê ook in die preek, nagmaal is deur Christus ingestel. Jesus Christus wil hê dat ons sy volgelinge die nagmaal moet gebruik, soos wat ons in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26 lees. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Jesus ook het hy na die nagmaal die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as jy daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as jy van hierdie brood eet en in die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Nou weet ons ook al, ek het gepraat van die voorbereidingsdiens, die nagmaal op die regte manier te gebruik, moet ons onsself eers voorberei. En hierdie voorbereiding bestaan in 3 dele. Eerstens moet ons nadink oor ons sonde en daarvoor om vergifnis vra. Tweedens moet ons glo dat ons sondes vergewe is, omdat Jesus Christus die straf vir ons sonde aan die kruis gedra het. En derdens moet ons dankbaarheid in die Here betuig deur ons naaste lief te hê. Wanneer ons by die nagmaalstafel kom aansit, dan moet ons ook nadink oor die betekenis van die nagmaal. Die nagmaal is in die eerste plek 'n herinneringsmaal. Die brood en die wyn is 'n herinnering aan die lyding en sterwe van Christus. Tweedens is dit 'n ontmoeting met die lewende Here, want deur die Heilige Gees is Christus in die nagmaal teenwoordig. Dit wys ook
op ons eenheid met ons medegelowiges, want in Christus is ons eenheid. Derdens is die nagmaal 'n versekering. As ons die brood en die wyn neem, word ons verseker dat ons verbind is aan Christus, sy dood en opstanding, sodat ons voor God kan staan as mense wie se sonde skuld betaal is. Vierdens is die nagmaal getuienis teenoor die wêreld daar buite. Deur die nagmaal te gebruik, bevestig ons as gemeente dat ons verwag dat Christus weer sal kom om in heerlikheid om die hemel en die aarde nie te maak. En dan in die laaste plek wys al hierdie dinge dat die nagmaal 'n vreugdefees is. Al praat dit van die lyding en sterwe van Christus, gebruik ons die nagmaal met vreugde, want daardeur sê Christus vir ons deel aan die vrug van sy lyding, redding en sonde en die ewige lewe. Kom ons staan en bely ons almal hardop saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hemel neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar is gekom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat is gesterf. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Sit maar, dan sou ons die 5 weke al in die vers onderwys daar weer gemaak aan ons. Wanneer ons die brood eet, dink ons daaraan dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het en glo ons
dat hy ons sondes weggevat het. Wanneer ons die wyn drink, dink ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het en glo ons dat hy al ons sondes wegvat. Kom ons, dankie Here, almagtige God, Hemelse Vader, ons prys U en verheerlik U, omdat U weer aan ons die oorvloedige seën van hierdie sakrament gee. Here het ons versadig met die voedsel en die drank van die ewige lewe. En U het weer vir ons die tekens en seels van U genade gegee. Here, nadat ons gevoed is met die seëninge van U offer ons onsself, ons liggaam en ons siel as 'n heilige en kosbare offer, sodat ons almal wat sopas met Jesus Christus verenig is en deur Christus in mekaar verbind is, daagliks sal groei in die geloof, dat ons sal verbly in die hoop en dat ons sal verryk in die liefde van ons geloofsgenote. Mag lof, Here, en dank U heilige naam te kom, nou en tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing met 188 as teken van ons dankbaarheid. sluit af met die sing van die oorwinningslied. Seguro.
sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur geloof in julle harte sal woon en dat julle in liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God, aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen, as wat ons bid of dank. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen.